Goeiemôre gemeente. Baie welkom in vanoggend se erediens. Gemeente, in Psalm 119 vers 1 lees ons: Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Kom ons luister na wat die Here in sy wet van ons vra, soos Jesus dit in Markus 12 vers 28 tot 31 opsom. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. En toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: Wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom: Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. En jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Gemeente, as ons die wet van die Here opnuut weer hoor, kan ons nie anders nie. Ons moet ons voor God verootmoedig. Kom doen dit saam met my, terwyl ons so bly sit. Almagtige Here, ons bely vanoggend dat ons dag na dag misluk om mens te wees soos U bedoel het, ons dit moet wees. Vader, ons bely dat ons dikwels nie liefhet nie, omdat ons nie verstaan wat liefde is nie, en omdat ons nie bereid is om onsself te offer nie. Here, ons bely dat ons selfsugtig lewe en baie keer nie eens ander mense se nood raak sien nie. Ons bely dat ons stil gebly het waar ons geweet het ander mense word onregverdig behandel. Here, ons het niks om vir U aan te bied as versoening van ons sonde nie. Maar ons vlug in hierdie oomblikke na U toe. U, Here, wat in ons plek kom sterf het. Gemeente, God se genade is oneindig groot. Daarom laat ons nooit vergeet nie. Die Here ons God skenk vir ons altyd lig waar ons donkerte sien. Moed waar ons vrees. Hoop waar ons wanhoop. Vrede waar ons gemoed storm. Vreugde waar ons hartseer is. Krag waar ons swak is. Wysheid waar ons verward is. Sagtheid waar ons bitter is. Liefde waar ons haat. Vergifnis van ons sonde. En bo alles, hy gee homself in ons plek. Gemeente, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees uit die boek Efesiërs, hoofstuk 1 vanaf vers 15 tot 23. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink,
bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Geliefdes, wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Ewige, almagtige Hemelvader, Here, dankie vir die voorreg om vanoggend in U huis stil te kan word. Vader, ons bid dat U ons in hierdie oomblikke sal kom help om rustig te word. Ons bid dat U ons angstigheid en die gewoel en die gewerskap van daar buite, van die wêreld, van sy bekommernisse, bid ons Vader dat U ons so stil sal kom maak dat ons van dit alles sal vergeet. En kom maak ons Vader diep bewus van U teenwoordigheid. Ons bid Vader dat U vanoggend met elkeen van ons sal kom praat. Dankie Vader dat U ons by die naam ken, dat U alles van ons weet. Dankie dat U 'n plan met ons lewens het. En waar ons soms, Vader, doelloos en nutteloos, moeg en verward, onseker, bang, alleen voel, dankie dat ons vanoggend met 'n sekere hart kan weet. U het ons op ons naam geroep. U ken ons. U het ons lief. Vader, kom nou met ons. Kom open ons oë, ons ore, ons harte, dat ons duidelik U stem sal hoor. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser en Koning,
Jesus Christus. Amen. Gemeente, ek wil vanoggend se prediking begin deur aan u 2 ervarings voor te hou, waarvan ek oortuig is, u ook al in u lewe beleef het. 2 ervarings, fiktief, nie die waarheid nie, maar ook 2 ervarings wat net so wel waar kon wees. En daarna gaan ek met u 'n fiktiewe gesprek deel, en dan gaan ons na ons teksvers kyk. Die eerste ervaring speel in die hospitaal af. Ons staan 'n paar tree van 'n bed voor ons en die atmosfeer is swaar en somber. En 'n masjien pomp suurstof in 'n gebreekte liggaam, 'n monitor meet die slag van 'n beseerde hart. En die persoon op die bed voor ons was in 'n motorongeluk. En die gesigte om die bed lyk verward en lyk moeg, en ons ken die mense goed en ons wil so graag vir hulle iets doen. Maar ons weet nie wat nie. En ons weet ook nie eintlik wat om te sê nie. En dan prewel ons vertrou. Vertrou net op die Here. Vertrou die een wat ons leed en ons smart en ons kommer ken. Maar die woorde klink hol. En dit lyk asof dit op dowe ore val. En heimlik wonder ons by onsself, maar as ons in hierdie situasie was, sou ons werklik kon vertrou het? Die tweede ervaring is, voor ons sit 'n man, 'n goeie man, 'n gelowige man, maar 'n man vol vrees, 'n man baie bang. En sy vrees is eerlik. Sy maatskappy het gesluit, ondergegaan, hy het sy werk verloor. En dit was nie sy skuld nie, maar dit het gebeur. Hy het nie sy geld weggedobbel nie, hy het nie sy geld vermors nie, maar geld is daar nie meer nie. Hoe gaan ek vir my gesin sorg? Kom die woorde oor sy lippe. Hoe gaan ek weer respek by ander en by myself kry? En in sy oë sien ons net verwardheid. En sy gesig lyk soos die van Petrus daar op die water toe hy net die golwe en die wind gesien het en niks meer nie. En dan kom die woorde uit ons mond, vertrou. Vertrou net op die Here wat jou omstandighede ken. Maar die woorde plof neer. Want die woord vertrou sit nie werk voor hom neer nie. En die woordjie vertrou sit ook nie kos in sy kinders se monde nie. En heimlik wonder ons, maar as ons in hierdie selfde situasie was, sou ons kon vertrou. En nou die gesprek. 'n paar tree van ons af sit 'n man in 'n dode sel. 'n Jood van geboorte, vroeër 'n fanatiese fariseer met tentmaker as beroep.
later 'n geroepe en gehoorsame apostel van die Here. Maar sy dae is egter nou getel, want die swaard van die dood hang oor sy kop. En om ons ongemak te probeer verberg, vra ons hom 'n paar vrae. Paulus, sê vir ons, het jy enige familie? Nee, niemand nie. En jou gesondheid, hoe gaan dit met jou gesondheid? My lyf is foos geslaan en gedaan. Enige besittings, Paulus? Nee, niks noemenswaardig nie. Net my perkamente, my pen en my mantel. En jou reputasie? Wel nie veel nie, vir sommige is ek 'n ketter en 'n opstandeling en ander weer sien my as 'n dwarstrekker, ander weer glo ek is werklik 'n apostel van die Here. Paulus, het jy enige vriende? Ek het nog 'n paar oor, ek het baie meer gehad, maar baie van hulle het hulle rug op my gekeer. En toekennings, Paulus? Nie hier op aarde nie. Maar wat het jy dan, Paulus? Geen aardse besittings, geen vriende, geen familie, feitelik geen gesondheid meer nie, gekritiseer deur party, verguis deur ander, geslaan deur sommiges, bespot. Wat het jy dan wat saak maak, Paulus? En Paulus bal sy vuis. En hy kyk daarna. En ons kyk ook daarna. En dit is asof hy iets in sy hand vashou. Wat hou hy vas? Wat hou hy daar in sy hand? En dan hou hy sy hand uit, dat ons kan sien. En wanneer ons vooroor leun, maak hy sy hand oop en ons staar na sy handpalm. Dit is leeg. En dan antwoord Paulus, ek het my geloof. Dis al wat ek het. Maar dis al wat ek nodig het. Ek het met die krag van my God die geloof behou. En daarom het ek niks meer nodig nie. En dan leun Paulus terug teen die tronkmuur. En hy glimlag vir ons. En ja, ons kyk terug in die gesig van iemand wat geleer het dat die lewe meer inhou as maar net dit wat jy hier voor jou sien. Meer inhou as al jou vrese en jou negatiewe gedagtes, want dis wat geloof is. Dit is om te vertrou op dit wat die oog nie kan sien nie. Gemeente, die oog sien die brullende leeu. Geloof sien Daniël se engel. Die oog
sien die storms. Geloof sien reënboog. Die oog sien reuse en geweldige oorlogsmasjiene. Geloof sien hoe die volk reeds in Kanaan woon. Ja, geliefdes, dis hoe die Bybel vir ons geloof definieer. Ons oë sien net foute en mislukkings. Geloof sien ons verlosser, Jesus Christus. Ons oë sien net skuld en sonde, maar geloof sien Jesus Christus se bloed. Ons oë sien die oop graf. Geloof sien 'n wonderlike stad waarvan God die argitek en die bouer en die instandhouer is. En gaan staan ons voor 'n spieël en ons kyk menslik gesproke baie goed na onsself. Wat sien ons? Ons sien 'n sondaar. Ons sien mislukkings. Eintlik net een groot mislukking. Ons sien 'n huigelaar, 'n verbreeker van beloftes. Ons sien iemand wat makliker sitplek as standpunt inneem. Maar as ons deur geloof kyk, sien ons in die spieël 'n verlore seun wat geklee is met 'n purperkleed. Met 'n ring aan die vinger wat sê, jy is God se kind. Ons sien die merk van die soen van God op ons voorkop en ons hoor hoe almal binne in God se huis fees vier en nie kan wag dat ons deel van die vrolikheid sal word nie. Maar wag 'n bietjie. Wag net so 'n bietjie. Hoor ons hulle rondom die bed. Wag 'n bietjie, hoor ons die man oor kan die tafel. Wag 'n bietjie, hoor ons die stem binne en ons sê, maar hoe weet ek dis waar? Hoe weet ek dis nie maar net ydelle hoop of een totale versinsel nie? Gee my die feite. Dan sal ek glo. Want wat ek nou sien bevat geen feite nie. Dis ons. Ons soek die feite. Ons soek die bewyse. Ons teksvers Efesiërs 1 vers 19 en 20 beantwoord al hierdie vrae van ons vanoggend op 'n kragtadige manier. Die krag wat God uitoefen in ons wat glo, is dieselfde krag wat hy uitgeoefen het toe hy Jesus Christus uit die dood opgewek het. My liewe broer en suster, God is ons krag. En wat meer is, hy gee selfs die geloof om dit te kan glo en raak te sien. Dieselfde hand wat Christus aangeraak het en weer laat lewe het, is dieselfde hand wat u en my elke dag aanraak
wat ons elke dag rig en lei en stuur. Dieselfde arms wat Jesus Christus uit die graf gedra het, is die arms wat u en vir my vang, wanneer ons voel dat ons val en net verder val. Hoe sien ons dan wat ons nie kan sien nie? Hoe kyk ons met geloofsoë, soos vers 18 sê, dat u en ek kan sien wat 'n erfenis en watter hoop daar vir ons in Christus weggelê is? Hoe sien ons dit? Dit is eintlik eenvoudig. As jy weer voor die spieël staan en net sonde sien, weet dan, dat dieselfde hand wat vasgespijker was aan 'n kruis, dieselfde hande is, wat jou aanraak en jou vergewe. As jy weer voel dat die kragte van die lewe jou ruk en pluk en heeltemal van jou voete afruk, weet dan dat die krag wat Jesus Christus opgewek het, dieselfde krag is wat jou staande sal hou in hierdie lewe. Wie van ons, broers en susters, as ons kinders na ons aangehardloop kom, of ons kleinkinders, en met vreugde in ons arms wil inspring, wie van ons sal dan op sy staan, sodat ons kinders hard op die grond val? Wie van ons is so wreed, dat ons kinders, wanneer hulle in ons inspring wil keer? Is ondenkbaar. Kan tog nie. Hoekom sal God dan, hy wat die volmaakte Vader is, hy wat ons geroep het om deel te wees van sy huisgesin, hy wat vir ons 'n heerlike erfenis in Christus weggelê het, hy wat in ons wat glo dieselfde krag uitoefen as waarmee hy Christus uit die doodheid opgewek het. Geliefdes, daarom kan ons maar weer, wanneer ons woorde opraak, wanneer ons gemoed ons oorval, en ons geen woord meer oor hê nie. As ons langs die hospitaalbed staan, as jy oorkant jou vriend sit, kan ons die woord prewel, vertrou. Vertrou op die Here. Ek weet nie vanoggend wat dit is, wat jy hierdie week in die gesig staar nie. Ek weet nie wat dit is waarmee jy worstel nie. Vertrou. Vertrou op die Here. Inteendeel, mag dit die enigste woord wees
wat ons spreewel. Want al waarvan ons tog seker is ons geloof. En die feit dat God kragtig werk in die wat glo. Vertrou. Vertrou net op die Here. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige Hemelvader, Here, dankie. Dankie dat U vanoggend vir elkeen van ons opnuut weer kom wys, kom bevestig hoe lief U ons het. Help vir ons, Vader, om soos Noag die reënboog te sien. Help vir ons om soos Daniël die engele om ons te sien. Help ons, o Vader, om bo alles U te sien. Skenk ons die geloof om op U te vertrou. Al is dit al wat ons nog oor het. Dankie, Vader, dat U ons liefhet. Kom gee ons geloof om te sien en te hoor wat U wil hê ons moet. Ons bid dit in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen.